Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo dit gaan sommer baie goed met u, dat die woord van die Here en die waarheid daarin vervat wie altyd van kardinale belang is. In vandag se video kyk ons na die misleiding van die courtroom of heaven. Nou ek weet nie of hierdie konsep aan u bekend is nie. Ons gaan later kyk wat is die oorsprong van hierdie dwaling, maar dit is die gedagte dat mense hulle saak in die courtroom of heaven kan gaan stel, het sy dit generasievloeke is, of sonde, of een of ander binding is, finansies en so meer, en dan kan jy jou saak daar gaan stel, om dan beredding te kry daarvoor. Dit kom nie in die woord van die Here voor nie, maar hierdie oorsprong kom van Robert Henderson, hy is 'n apostel Robert Henderson, en as jy die woordjie apostel hoor in ons dag, dan moet jy reeds baie ver hardloop. Nou, daar's baie misleiding in ons kerkewêreld, in ons kerke vandag, en ons gaan juist kyk vandag na die gesprek tussen Amanda Loftus, wat met Pieter Palmer van die getuienis praat, juist oor die courtroom of heaven. En ons gaan dit beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou, wat is die oorsprong van hierdie dwaling? Dis baie belangrik. Ek het reeds genoem van Robert Henderson, en hy natuurlik is die vader van hierdie gedagte, hierdie konsep, the courts of heaven. En hy het 'n openbaring van God ontvang, sê hy, en ons gaan nou na die videoklips luister, waar hy dan sê dat God hom 'n openbaring gegee het, juis oor die courtroom of heaven, en dat gelowiges gebruik moet maak daarvan, om hulle sake te gaan stel in die hof van die hemel. Nou, waarvoor het Jesus gesterf? Hy het reeds die werk aan die kruis volbring, die vloeke is gebreek, maar hierdie mense glo daar is nog steeds goed wat gedoen moet word in die hof van die hemel. Nou, hierdie konsep, of hierdie leerstelling althans, kom nie voor in die woord van die Here nie. En dis baie duidelik. Nou kom ons gaan luister na die videoklips van Robert Henderson, waar hy verduidelik dat hy openbaring van God ontvang het oor hierdie leerstelling. Kom ons gaan kyk. I feel like I've been given a mandate from God to impregnate the body of Christ with this particular message. Mm-hmm. And you have a couple books on it. One is Prayers and Declarations that Open the Courts of Heaven. I think a lot of people, if they're not familiar with this, it's a very new revelation and super helpful. I now know, he said, I am going to give you a revelation called the Court of Heaven. Yeah. And it's going to open up the world to you. Yeah. And I will make your name as one of the great men of the earth. And so, but here's what God took me through a process for decades, for 2 decades, right, to break out fleshly ambition so that any reason for that, now I only want it, as best I can tell, I only want it so that he can be glorified. Nou ja, Robert Henderson verduidelik dat hierdie openbaring wat hy gekry het, nou ja, hy het dit in die kerk ingebring en miljoene val daarvoor. Nou, wat is die konsep van hierdie courts of heaven? Kom ons gaan kyk. The courts of heaven is a modern charismatic prayer concept, largely popularized by Robert Henderson, proposing that believers can enter a legal realm in the spirit world to petition God as a judge, rather than just father or friend. This framework aims to resolve hindering long-term issues by removing legal grounds such as curses, natuurlik bloedlynvloeke ook, en die vloeke van die voorvaders en so meer, jou sonde waaraan jy gebind is, that the enemy may use against a person. Dit is absoluut 'n konsep wat nie in die Bybel voorkom nie, dit word nie deur God se woord geleer nie, Jesus het dit nie geleer nie, die apostels het dit nie geleer nie, maar Robert Henderson, hy leer dit. Nou kom ons gaan kyk na paar gedagtes daaroor. Nou, die eerste is non-scriptural basis. Dit is nie gebaseer op die woord van God nie. The phrase courts of heaven does not appear in the Bible. En alhoewel hulle baie skriffies gebruik, wat ons in latere video's gaan kyk, ek gaan nog 'n paar video's doen van die courts of heaven, juis oor Robert Henderson, en jy sal sien hulle baie skrifte buite konteks gebruik, soos in vandag se video ook. Nou dit contradicts the finished work of Christ. Dit is absoluut wat hierdie leerstelling doen. Dit leer dat Jesus se werk eintlik aan die kruis onvolledig was, en dat gelowiges nou deur 'n legal system moet werk in die courts of heaven om hulle sake te kan beredder, en dit is absolute dwaling. Die werk van Christus is afgehandel, daar's niks wat ons meer kan doen nie. Hy is ons advokaat,
na wie toe ons direk kan gaan. Hy is ons voorspraak by die Vader. En dan is die fokus, instead of approaching God with boldness, Hebrews 4:16, or through an intimate prayer, this model focuses on legal accusations, potential demonic rights, and generational curses. U kan dit duidelik daar sien, en dit is absoluut onskriftuurlik. Nou kom ons begin dadelik met die gesprek tussen Amanda Loftus en Pieter Palmer. Kom ons gaan hoor wat sê Amanda Loftus daaroor, sy vra van oor die kort, sy wewe en so meer, en dan gaan hy 'n antwoord gee. Kom ons gaan kyk. Daar was baie dinge wat gebeur het in jou jong lewe. En soeg en sweet en gebedjies en dit en jy sien my nie goed werk nie. En jy's nou al op hierdie stadium wat jy courtrooms doen, heavenly courtrooms, en waar jy mense leer van die tabernakel. Jy leer mense bind en ontbind. Jy leer mense om te rule en te reign. Jy leer mense om hulle identiteit terug te kry. Jy leer mense om die demons te observeer wat in hulle lewens ingezoom is om hulle destiny te kan maak. Baie mense kan nie hulle destiny uitleef nie, want daar's te veel obstacles. Hulle kan dit nie sien nie, hulle weet net die ding gebeur altyd, of dit of dat, daar's baie verskillende faktore in hulle lewe wat gebeur. Maar toe ek en julle seminar sit van die courtroom, toe besef ek, wow, jy raak dit aan, jy raak dit aan, jy raak, nou maak dit vir my sin. Wow, hier maak dit vir my sin. En ek het 'n behoefte om nou net vandag vir die kykers daar te sê, as jy ooit 'n seminar kan bywoon van courtrooms of tabernakel, gaan jy alles verstaan. Nou wanneer 'n mens die woord van God nie verstaan nie, en jy ken nie die woord in sy konteks, gesonde eksegese nie, dan gaan jy val vir sulke misleiding. En dis wat hier plaasvind, dis absoluut skokkend wat hierdie mense dan glo. Maar sy gesels met Pieter van die getuienis, en die hoofgedagte is natuurlik die courts of Reuben, courtrooms of heaven, en die bevryding wat jy kan ontvang. Nou mense sê sy word geleer van bind en ontbind, om te kan rule en rein ensovoorts, dat daar baie hindernisse is, en mense verstaan dit nie, maar die dinge gebeur, sê sy. Nou ek wil in die eerste plek sê, die bind en die ontbind gedagte kom nie in die skrif voor nie, alhoewel hulle Matteus 18 vers 18 gebruik. Dit wat julle bind op die aarde sal in die hemel gebind wees, maar dit verstaan Amanda Loftus nie. Dit gaan oor kerklike dissipline. In die kerk is daar die gedagte bind of ontbind, natuurlik wat in die kerk gegee word vir kerklike dissipline. Hulle kan nie duiwels bind nie, hulle kan nie duiwels ontbind of finansies of wat ook al die geval is nie, en rule en reign. Ons rule en reign nie nou nie, ons gaan saam met hom regeer, eendag as ons saam met hom in die vrederyk is, en dit is wanneer ons gaan regeer saam met Christus. Christus regeer in ons harte, maar hierdie mense glo daar's hindernisse in 'n mens se lewe, en jy moet dit in die courtroom of heaven gaan uitsorteer. Nou het Jesus nie vir hom gesê, almal kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek sê jou rus gee nie. Hierdie mense wil sy stap, wil Jesus sy stap, en glo dat in die courts of heaven sekere goed gaan plaasvind. Nou kom ons gaan kyk, wat is Tony Palmer, of Pieter Palmer, se antwoord. Kom ons gaan kyk. So, eerstens moet ons verstaan, as ons kyk na 'n boom is die mooiste verduideliking. 'n Boom het takke en die boomstam en die wortels. Baie keer kom ons en ons bely oor die simptome, die blommetjie wat vrot is of so iets. 3 maande gaan aan, dit gaan fantasties, ewe skielik val jy weer terug, dan voel jy weer erger terug, dan voel jy so, jy kom myself, voel jy soos 'n otter. Jy voel jy soos 'n otter. Voordat jy begin het, voel jy erger. Voel jy nog erger, presies. En dis vra het ons begin vra het, hoekom bid ons vir iemand om vry te raak van iets, hulle kom vry, maar 3 maande, 4 maande down the line, val hulle weer terug. Wat is die oorsaak? En dis wat die Here vir ons wys en leer, maar daar's 'n wortel van 'n simptoom. Ons wil te veel vir die simptoom bid, en ons bid nie vir die wortel nie. En pos gou daar, dan pastore en ouens wat op die kansel staan, of wat in bediening is, die audacity om te sê, maar jy moet jouself regkry, ek het nie meer raad vir jou nie. Wie is jy om dit te kan doen? Wie is jy om te judge? As jy nie weet hoe daai persoon sukkel met daai ding, wat nog steeds 'n houvas op hom het, wat nog nooit los van nie. Ja of nee, Pieter? Absoluut.
Nou ja, dit is baie duidelik sonde waarmee geworstel word. Nou, baie kinders van die Here worstel steeds met sonde. Ons het 'n stryd teen die sonde. En dit het niks te doen met 'n bloedlyn vloek of 'n court of heaven waar dit uitgesorteer moet word nie. Jy sien baie keer bely kinders van die Here hulle sondes, maar hulle bekeer hulle nie van hulle sondes nie. Daar moet bekering plaasvind en dit is die groot oorsaak hoekom baie Christene telke male maar weer terugval of dieselfde sonde oor en oor doen. En daar moet ware bekering kom. Nou die belydenis van die simptome is dit wat ons aanpak en nie die wortels nie. Die rede hoekom mense nie bevryding kry of verlossing is, omdat hulle nie hulle sondes net bely en laat staan nie die sondes nie. En dis wat Spreuke 28 vir ons baie duidelik sê. Hy sê, bely julle sondes, maar laat staan dit ook. Hy wat sy sondes bely en laat staan, sal werklik dan ook God se barmhartigheid ontvang. En dis baie belangrik. En hierdie mense wil nou kyk en hulle sê nee, daar's iets wat gedeel moet word. En dit gaan terug na die courts of heaven toe, wat nie so is nie. Hy sê dan bid hulle vir iemand vir bevryding, 3 maande later is dit terug. Nou ja, ek gaan daai skrifgie maar weer sê, as jy jou sondes nie net bely en nie daarvan wil bekeer nie, gaan jy teruggaan daarna toe. Want dis nie waar, belydenis van sondes is nie ware bekering net nie. Jy moet dit ook laat staan, jy moet gehoorsaam word. Nou sê sy, dit is nou Amanda Loftus, dat pastore en leraars sê dat sulke mense, hulle moet regryk. Hulle het die audacity om te sê, jy moet jou regryk en hulle het nie meer raad nie. Die pastore praat nie van 'n courtroom of heaven nie, die ware kinders van die Here sal vir jou waarlik sê, jy moet jou bekeer na God toe. As jy in ongehoorsaamheid bly, gaan jy steeds in sonde spartel. Jy moet jou bekeer van daardie sonde en dit is die ware evangelie. Nou ek het daai skrifgedeelte in Spreuke 28:13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind in die oë van die Here. Dit is 'n belangrike skrifgedeelte. Ons probeer net ons sondertjies vinnig bely om goed te voel en nou oor 'n dag of 2 dan is ons terug in daardie sonde. Ware bekering vereis dat ek en jy met 'n volle berouvolle hart na God toe sal gaan. En God sal vertrou dat hy ons sal help om afstand te doen van dit wat tussen ons en hom staan. En dis baie belangrik. Nou kom ons gaan kyk na die volgende klip van Pieter Palmer, waar hy dan gesels oor hierdie courtroom of heaven. So dis waar ons was. Ons het geleer om die simptome aan te spreek, want dis ons groot gemaak is, dis ons geleer is. Maar tot ons begin vra, en dis wat die woord van die Here sê, duidelik in sy woord sê, he's a rewarder of those who seek him. En ons het begin die waarheid soek, en sê, Here, maar ek sien nie resultate wat ek wil hê nie. Ek wil resultate sien, as jy vir iemand bid, moet hulle 100% kan vrykom vir die res van hulle lewe. Wat is nog die hou vas? En dis nou in ons eie persoonlike lewe, ek praat nou baie privaat, ek weet is nou op live ook, of op TV, maar daar dinge, toe ek en my vrou trou, het ek hierdie worsteling gehad. Ek het aandag gehoor wat dinge met haar gebeur het. Dan bid ek en sê, Here, ek kom nou in die naam van Jesus en ek kom teen daai bose mag. En dan die volgende dag as ek 'n bel vra, sê, is jy alright toe gaan, dan was dit 10 keer erger geweest. En ek kon dit nie verstaan nie, maar ek bid dan, ek kom uit 'n pastoor se huis uit, so ek ken van bid, wel, pastoor seuns dink ons weet van bid, maar in elk geval, en dit het nie deurbraak gebring nie. En ek kon nie verstaan, hoekom is daar nie deurbraak nie? Hoekom voel dit asof jy teen 'n ceiling En jy voel 'n failure, dit voel of jy nie genoeg gedoof het. Absoluut, presies. En dan bid jy teen 'n ceiling vas, wanneer so het val, het voel asof jy teen 'n dak vas bedeeld het. En dit is letterlik, is dit so. In die geestesriem is dit so. Want ek het my ware identiteit verstaan nie. Ek het nie verstaan, waar sit ek nie. Die woord van die Here sê duidelik, dat we are seated in heavenly places with him. So van waar af heers ek? Te veel keer sê ons is onder omstandighede. Nee, maar nonsens. Ja. We the head and not the tail. Dis tyd dat ons posisie opneem waar ons moet wees en begin heers uit die hemelse realiteeit. Want die Here sê duidelik, we are seated with him in Christ. Waar sit Jesus? Hy sit aan die regterkant van Vader. Ons, en die woord sê duidelik, can boldly before the throne of grace in the time of need. Joch, ek het dit gesoek, ek het die Here gesoek, maar ek het nie geweet om te connect met hom in die geestelike realm nie.
Nou ja, hy sê daar word gebid vir baie mense vir bevryding, maar dat hulle dan nie 100% vry sal wees, en dan is dit nie die geval nie. En dan verwys hy na 'n geval met sy eie vrou, het dit sekere demoniese aktiwiteite daar plaasgevind het. Nou, hy noem nie die aktiwiteite nie, en daarom kan 'n ou nie daaroor veel sê nie. Maar die Bybel is baie duidelik dat ons worstelstryd is nie teen bloed en vlees nie, maar teen die bose geeste in die lig. En ons kan Efesiërs 6 gaan lees en sal sien, dit is die wapentuig wat ek en jy moet gebruik. Maar die gedagte uit Efesiërs 2 vers 6, ons sit in hemelse plekke saam met Christus, en ons moet van daar af heers en regeer. Die woord sê nie dat ons moet heers en regeer nie. Die gedagte, die konteks van Efesiërs 2 vers 6 is baie duidelik, dat ons in die hemelse plekke saam met Christus is, nadat ons wedergebore is, dat ons erfgename en mede-erfgename is, en dat ons geanker is in Christus. Maar ons op aarde het steeds 'n stryd teen die sonde, ons het 'n stryd teen die bose geeste in die lig, Efesiërs 6, en dit is baie, baie belangrik. Nou, Robert Henderson is baie lief om hierdie skrifgedeelte te gebruik, Efesiërs 2 vers 6. Nou, wanneer ons video's gaan doen oor die courtroom of heaven, gaan ons daaroor 'n bietjie gesels. Nou, het die apostels vir gelowiges gebid vir bevryding van sonde, of wat die skrif geleer, om vry te wees van sonde? Dis 'n belangrike vraag. Ek het nie 'n skrifgedeelte gesien in die woord van die Here, waar Paulus vir iemand gebid het, omdat hy in sonde vasgevang is nie. Die hele Nuwe Testamentiese, op die apostels van die Nuwe Testament, het altyd geleer van die bekering van sonde. Dat ons moet bekeer weg van die sonde. Dat ons die ou mens moet aflê, die vlees moet begrawe. En nêrens sien ek dat hier geleer word, dat die apostels gebid het vir die bevryding, soos wat vandag se bevrydingsbedieninge het nie. En dit is absoluut onskriftuurlik. Nou kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte in Efesiërs 2 vers 6, net so 'n bietjie verduideliking gee. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. It describes the believer's current spiritual status, not just a future hope. It means believers share in Christ's victory over sin, experiencing a new life of authority and peace in the spiritual dimension while still on earth. So ons is reeds steeds op aarde, ons het reeds die oorwinning in Christus, maar daar bestaan nie 'n ding soos ek en jy gaan nou in hemelse plekke, en hier verwys hulle duidelik na die court of heaven, dat ons daar uit sal regeer, dat die oorwinning in die court of heaven sal plaasvind. Absoluut misleidend. Kom ons gaan luister na die volgende videoklip van Pieter Palmer, ja. Dan kyk ons wat hy daaroor te sê, en ons gaan dit vandaag bespreek. Wanneer ons bid, maak ons oogies toe en ons laat sak ons kop. Jesus doen iets anderste. Hy kyk op na die hemel. En ek vra vir Here, hoekom het hy opgekyk na die hemel? Want Jesus het ons geleer, we are seated in heavenly places. So hy moet connect uit die hemelse realiteit, waar in die hemelse realm is daar geen tekort nie, daar's geen siekte nie, daar's geen situasie in pyn of enigiets nie. So hy moet uit die hemelse realiteit afbid en sê, okay, in die hemel is daar geen tekort nie. So dit wat in my hande is meer as genoeg. Net hy mind switch. Te besef van waaraf heers ons, van waaraf moet ons begin opereer. Sien, so as ons van onderaf bid ons teen 'n ceiling vas. Ons bid teen 'n omstandig vas. Maar sodra ons besef waar ons gesit is in die Christus Jesus, dan kan ons van bo af begin heers en na ons omstandighede begin praat. Maar ons kan dit nie doen as ons gebind is nie. Ons kan dit nie doen as daar bloedlyn vloeke op ons is nie. Jy kan bid tot jy blou is. Presies. Ek hoor wat jy sê en ek respekteer dit, maar jy moet eers gesond kom. Hier's baie mense wat kyk vandag wat sê, maar ek is nie daar nie, ek wil daar wees. Of jy is nou heeltemal by my vuurmaakplek, maar ek het hierdie ding, ek word kwaad. Ek het hierdie ding, ek bly siek. Ek het hierdie ding, ek is soos my ma, ek is soos my pa, ek is soos my whatever, my oom, en ek wil nie so wees nie. So help my, en mense word nie gehelp nie. Party ouens gaan vir bevryding word nie genees nie. En ek dink baie keer is dit omdat dit it's lack of knowledge vir die ouens wat vir hulle bid. Nou ja, hy sê ons bid verkeerd, want ons maak ons oë toe en ons kyk af, en
Ek meen, dit is mos die algemene ding wat kinders van die Here doen. As hulle met God in gesprek is, gaan hulle op hulle knieë en maak hulle oë toe en buig die hoofde en so meer. En dit is absoluut hoe ons bid en dit is kragtig. Die Bybel sê die gebed van 'n regverdige is baie kragtig. As ons kyk af en maak ons oë toe, Jesus het opgekyk en vanuit hemelse plekke autoriteit geneem. Nou wat 'n stelling wat hierdie man nou gemaak het. Die gedagte wat ek reeds vir u gegee het oor Efesiërs 2 vers 6 sê ons het reeds die autoriteit op aarde hier. En hier kan ons al bid met autoriteit. Ons kan bid in die naam van Jesus en hy sal ons verhoor as ons bid volgens sy wil. Maak nie saak watter hindernis daar is nie, maak nie saak watter omstandighede daar is nie, maar hierdie mense wil graag die hemelse plekke as die courts of heaven probeer voorgee en dat ons van daar af die autoriteit moet verkry. En dit is absoluut nie skriftuurlik nie. So ons moet ook vanuit hemelse plekke bid en die steelteks is altyd Efesiërs 2 vers 6. Ek het dit reeds vir verduidelik wat is die konteks van daardie skrifgedeelte. Nou hier kom die misleiding van bloedlynvloeke. Amanda Loftus is baie lief vir hierdie gedagte, die bloedlynvloeke, die sonde van die voorouers. Sy sê dat ons nie so kan bid nie want ons is gebind en het bloedlynvloeke en ons moet eers vrykom, dat mense gaan vir bevryding en hulle word nie bevry nie. Want jy sien, bevryding sonder bekering, daar kan nie bevryding sonder bekering plaasvind nie. Baie mense wil glo dat daar is demone in hulle lewens wat eers uitgedryf moet word, voordat jy bevry kan word. Gelowiges het nie demone nie. 'n gelowige kan nie 'n demoon hê in sy lewe nie. Hy kan wel aangeval word, en hy kan wel dalk 'n soort van 'n binding beleef, omdat hy in sonde volhard en hy kan nie bid nie en so meer. Maar hierdie vloeke, hierdie soort van bloedlynvloeke, wat hulle hier noem, is nie skriftuurlik nie. Dit kom nie in die woord van God voor nie, maar hulle wil dit voorhou as dinge wat mense vasbind. En nou moet jy in die heavenly court gaan bevryding kry. Absoluut skokkend. Kom ons gaan luister na die volgende video van Pieter Palmer. Ons hoor wat hy sê. Okay, so dis nou ek het vir julle 'n glimps gegee, wat is die eindresultate? So kom ons kom by die punt, hoe kom jy by die eindresultaat uit? So dis nou belangrik. Ons moet leer dat daar is 'n term die hemelse hof. En ek as pastoor Ek het dit gelees al in Psalms. Presies. Dit is 'n heavenly court. Yes, absoluut. En ons lees dit nie, en ons glo dit nie. Ek het dit geglo nie. Ek sê pastoor seun, ons pastoorskinders weet mos alles man, ons dink ons weet alles. Okay. Ons sit vir jare onder my pa se prediking en nooit het hy die woord courtrooms of heavenly courtrooms gebruik nie. En dis waar ons soeking begin kom met sê, maar hoekom toe ek vir my vrou bid, het die demone net verder gemanifesteer. Hoekom het dinge in ons persoonlike lewe het begin opkom en eskaleer. Ja. Toe ek en my vrou getroud is, ons eerste jaar van ons getroude lewe, Oktober maand kom hierdie massiewe familie uit en ek weet nie waar kom hierdie familie geveg vandaan nie, ek ken dit glad nie. Dit het aangehou vir 7 jaar. Nou ja, hy sê die konsep heavenly courts is baie duidelik, daar is 'n term hemelse hof. En Amanda, sy beamoed dit, en sy sê dit staan in die Psalms, Psalm 89 natuurlik, ons gaan kyk na daai skrifgedeelte, en hy sê die vroeë pastore het nooit hierdie term courtroom gebruik nie. Natuurlik het hulle dit nie gebruik nie, want dit is 'n nuwe openbaring van Robert Henderson. Pieter Palmer, kan jy dit nie verstaan nie? Robert Henderson is natuurlik die man wat hierdie nuwe openbaring ontvang het. En nou begin almal dit te glo. So hy sê dat hulle vir 7 jaar verwys hy terug na sy vrou se struggle en dat sy daar geen oorwinning gekom het nie. En nou verstaan hulle die term hemelse hof en dat dit daarin moet daarmee gedeel word. Hierdie goed kom nie in die woord van die Here voor nie. Jesus is die bevryder. Hy gee vir ons bevryding van sonde oor die mag van die duiwel. Hy het dit reeds aan die kruis volbring, dis afgehandel. Maar kom ons gaan kyk so 'n bietjie na die Psalm 89, wat dit eintlik maar sê, want dit is nie 'n hemelse hof nie, Amanda Loftus. Kom ons gaan kyk. Psalm 89 verse 6 and 7 depicts a heavenly scene, often interpreted as a divine council or assembly of holy ones. Hierdie gaan oor angels, heavenly beings, wat in daardie assembly is.
praising and fearing God, rather than a legal courtroom. Daar is nie 'n courtroom ter sprake hier nie, dis die assembly, a divine council of angels or heavenly beings. It highlights God's unrevealed majesty among heavenly beings, emphasizing reference, not a judicial process in the assembly of the saints. Dit is nie 'n judicial proses, dit is nie 'n hof nie, dit is nie 'n hemelse hof nie. Maar sy wil baie gou gesê, nee, dit praat van die courtroom. Jy sien, ons moet gaan kyk wat die konteks van daai skrifgedeelte is. Want dis waar die meeste kinders van die Here verkeerd gaan. Hulle lees 'n skrif uit konteks uit en maak 'n leerstelling daarvan. En dis baie, baie gevaarlik. Nou kom ons gaan luister na nog 'n videoklip, die laaste ek dink van Pieter Palmer en Amanda Loftus, wat hulle praat oor hierdie Courtroom of Heaven seminar wat hulle gehad het. Kom ons gaan luister. Okay, en toe wat sien hy dat So gaan julle hy sien, courtroom toe? so ek verstaan nog nie die konsep nie, né? Ek verstaan nie hierdie hemelse hofstorie, want vir my is dit verregaande. Jy weet, Dis absurd, man. Dit Dis van die pas nie Bybel in nie. my boksie nie. Ek kom met 'n Pinksterkerk uit, so jy dink is dis oop vir sulke goeders, maar nie sulke staf nie. Sensuurstories. Sensuurstories. En ons kry vir my persoonlikheid, omdat ek hardkoppig was. Nog steeds hardkoppig is, maar in elk geval, ek is hardkoppig en ek het my set ways. Alright. So hierdie goeders wat hierdie vriend vir my doen, pas nie in my set ways nie. Dit pas nie in my boksie nie. En vir my persoonlikheid moes hy 'n datum kry. En hy kry 'n datum 6 jaar voor my geboorte, Oktober maand. Daar kom 'n geval op. Ek tog ag nee, maar dis nou sommer nonsens. Weet, met my pa se pastoor, my oupa se pastoor, ons kom uit 'n goeie lyn uit. Waar kom hy met hierdie nonsens uit? En hy sê vir my, Pieter, jy het gesê jy gaan vanaand oorgee. Wees gehoorsaam, gee oor en bely namens jou generasie, namens jou bloedlyn. Ek tog dis nonsens hierdie. Maar laat ek dit nou maar doen. Ek het nou maar 'n agreement gemaak met die Here. Ek het vir gesê as hy inkom, dan sal ek maar nou maar my religious boksie eenkant sit en bietjie hoor wat hy te sê het. En so ek moet aan my kant bring Jy's oulik geweest. en ek bely namens my bloedlyn en generasie. As 'n verskil tussen bloedlyn en generasie. Van jou ma en jou pa se kant af. Daar's korrek. Alright. En so bely ek daai aand vir daai gevalle. En natuurlik die volgende dag, nou wil ek by my pa hoor, wat is hierdie nonsens wat 6 jaar voor my geboorte gebeur het, en hoekom is ek daar voor pa staan? Jy weet, dit is ons maar nonsens. Nou ja, dit is absoluut skrikwekkend wat hierdie mense glo. Hy vertel dat 'n vriend van hom vertel hom van 'n hemelse hof, en hy verstaan nie die konsep van die hemelse hof nie. En toe sê hy vir hom, jy moet begin bely, jy moet die generasie bloedlynvloeke bely van jou voorouers en so meer, en dit wat alreeds voor 6 jaar voor sy geboorte gebeur het. Nou wil ek vir u vra, is dit wat die woord van God leer? Wys my enige skrifgedeelte wat hierdie soort van valsheid promoveer, wat sê dat jy moet jou sondes van jou voorouers en die generasie bloedlynvloeke bely. En dis wat hierdie mense glo. Nou moet hy dit bely, en dis in die courts of heaven, want daar word gedeel met hierdie bloedlynvloeke en al hierdie gebeurtenisse en bindinge en so meer wat plaasvind. Dit is totaal onskriftuurlik. Die woord van die Here leer dit nêrens nie. Dit is absoluut onbybels. En dit is wat vandag se kerke begin glo al hoe meer, veral ons charismatiese bewegings, dat hierdie soort van dinge moet plaasvind. Dit staan nie in die woord van die Here nie. Baie jammer, maar dis onskriftuurlik. Ons gaan sluit af met Amanda Loftus, waar sy nou hier seminar bygewoon het. In 1 Johannes hoofstuk 3 sê duidelik dat my little children, sin not, but if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Daar is die woord advokaat. Ek het dit al gehoor en ek het al gelees, maar jy lees dit nie so nie. Waar kom advokaat? Advokaat werk nie in 'n studio soos hierdie nie. Advokaat werk nie in 'n Kentucky Fried Chicken plek nie. Advokaat werk in 'n hof. So gaan kyk na die titels en wat is in 'n hofstelsel. Nou wil ek vir jou sê, die dag toe jy die courtrooms gedoen het, toe jy die seminar gedoen het van die courtrooms in Pretoria, ek weet julle doen dit in die Kaap en Pretoria en oral, soos jy dit in jou dorp wil doen, bel vir Pieter, sy nommer is, gee sommer nou jou nommer. Ons het op die skerm sit vir wie is. Of kan sommer e-pos. E-pos is die maklikste, is info@diegetuienis.co.za.
info@diegetuienis.co.za. Ek het gesien, daar's resultate die dag toe die seminar hou. Mense het gehuil, mense het gemanifesteer, en mense het gesond geword. Yes. So, ek wil by jou weet, jy moet vir ons sê, wanneer gaan daar weer 'n hofsitting wees, of 'n counseling, of wat noem jy dit, 'n hemelse hof seminar, laat mense kan meer begin leer daaroor. En die ouens wat skepties is soos ek, het kom kyk daai dag en ek was verbaas. Ek het gesien hoe mense breek, hoe mense huil, hoe goed skoon kom van voorgeslagte waar vrymetselary betrokke was, waar heksery betrokke was, waar daar molestasie betrokke was, soos bestialiteit wat tot daar was. En dit was awesome hoe die Here net gekom het en mense genees het. Nou ja, 1 Johannes 2 vers 1 word buite konteks hier gebruik om te sê, dit is eintlik Jesus die advokaat wat aan 'n hemelse hof vir jou die werk doen. Nou die advokaat wat daarop dui dat Jesus besig is eintlik om in 'n hof op te tree. Nou wat sê 1 Johannes 2 vers 1 vir ons? Hy sê as iemand gesondig het, my kinders, as iemand gesondig het, as iemand sonde teen die Here gedoen het, ons het 'n voorspraak in Jesus Christus. As ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons van alle sonde te reinig. Hierdie word nie 'n hemelse hof situasie nie, maar hierdie mense vat 'n skrifgedeelte en verander dit onmiddellik in 'n heavenly court. En dit lyk so reg, want dis nie wat hier plaasvind nie. Nou sê hy dat tydens die hemelse hof seminar bevryding plaasvind, onder andere van voorgeslagte as 'n sonde en so meer. Nou 1 Johannes 2 vers 1 is duidelik, present Jesus as our advocate, Paracletus with the Father, offering a reassuring picture of ongoing grace, rather than a fearful, legalistic heavenly courtroom scenario. Dit het niks met 'n courtroom te doen nie. Jesus defends believers against sin by pleading his own righteousness, serving as a comforting intercessor who already paid the penalty for sin. Hy het dit reeds afgehandel. Ons moet net na hom toe gaan en sê, Here, ek is jammer ek het teenoor U gesondig. En weet jy, die Here is getrou. Hy ken jou hart, hy gaan jou vergewe as jy met berou na hom toe gaan. Hierdie is nie 'n hemelse hof waar jy moet gaan staan en dan moet nou sekere dinge mee gedeel word nie. Dis absoluut totaal nonsens. Nou goed, kom ons gaan kyk. The courts of heaven concept is not explicitly mentioned in the Bible and is considered by critics to be a modern invention, often linked to teacher Robert Henderson, rather than a biblical mandate, as it focuses on legalistic prayer procedures that may contradict the finished work of Christ, while Scripture features courtroom imagery, en dan kan jy Daniel 7 vers 10 gaan lees, hulle gebruik daai skrifte ook om te sê, en die hof het gaan sit. It highlights the throne of grace, not a judicial process for believers. En dis waaroor dit gaan. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Maar hierdie mense bedraai die woord van God en bring 'n nuwe leerstelling in, die courts of heaven. Goed, ek gaan afsluit, it is finished. Die werk van Christus is afgehandel, ons is reeds losgekoop van die vloek, van die wet en van sonde. Ons is kinders van die Here. U kan dit gaan lees in Galasiërs 3 vers 10 tot 13. En alhoewel hierdie video nou baie lank was, baie dankie dat u geluister het, maar ek dink dit is tog baie belangrik dat ons gaan verstaan wat is die konsep van hierdie soort nuwe leerstelling wat in die kerk ingekom het. Mag die Here ons oë open en dat ons die leiding van die Heilige Gees ken in die skrifte. Tot 'n volgende keer, mag die Here u seën. Totsiens.